die Joodse feeste of die nagmaal, deel 10. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dis 'n A5 boek, so amper 500 bladsye, en daar's 13 jaar van my lewe in daai swart boek. Dis 'n moed in Afrika, in al die Afrikaanse huisgesinne. Nie net vir die volwasse mense nie, ook waar ons die kinders baie goed kan leer. Sou jy belangstel of dalk 'n vraag het of iets meer wil weet, ek het ook sommer weer noem, sou jy dalk die grafieke nodig hê wat ons het, wat jy op die telefoon kan sit oor die op watter dag is Javashua gekruisig, dan kan jy, dis gratis, kan jy vir my net 'n WhatsApp stuur, en dan sal ek dit vir die gratis stuur. Nommer is 0722 367 124, dis my WhatsApp nommer. Op my webtuiste https://javashua.co.za. Nou is nou al vergewis met dat ons vereenselwig ons met enige godsdienstige groepe nie, en ons gebruik die antieke Hebreëse Bybel, die name daar volgens. Sou u enigstens meer wil weet met betrekking tot dit, kan jy my WhatsApp by my WhatsApp nommer. Ek doen dit om bietjie meer tyd te hê om in die studie te kan spandeer. Sonder hierdie volgende skrifverwysings wat ons tans mee besig is dit onmoontlik om te weet of ons die Here se feeste moet hou al dan nie. Ons gaan aan, ons was besig met 1 Petrus 1 vers 4 het ons klaargemaak verlede week, 1 Petrus 1 vers 5. Nou sê apostel Petrus, wat in die krag van Jahwe almagtig bewaar word. Onthou, ons is besig om te kyk of ons enigstens moet deel hê aan enige Joodse feeste. Wat in die krag van Jahwe almagtig bewaar word. Deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in hierdie laaste tyd, en kyk my vingers, waar ons tans in 2026 leef. So, meer en meer vind ons in die woord, dat die Jahwe sê, dat hy het behaag in hulle, wat Javashua kan aanbid. Hy sê ook in gees en in waarheid, hè? So, wat is dit? Dit wat Israel gehad het, oor 'n tydperk van meer as 1000 jaar, naamlik 613 wette van Moses. Hulle, dis tot niet gemaak. Hebreërs 7 vers 18 sê, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dit help ek hou enige van daardie wette nie. Hoekom? Want hy sê daarso in Galasiërs 5 vers 1 tot 20, hy sê, as ek onder die wet wil lewe, het ek van die genade van Javashua verval, dan leef ek nog in my sonde. Want daar is geen totale redding daarin nie. Ons het in die studie gesien, hoe die woord sê, dat Jahwe het die Israeliete vrygeskel van die vloek wat op die wet was. Die wet was 'n vloek gewees, man. Want as jy een gebreek het, het jy al 612 die ander ook verbreek. Vers 6. Daarin verheug julle heel, al word julle as bruid, nou as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder alle rande beproewing. Hierdie is nie die groot verdrukking, dit praat nie van die groot verdrukking nie. Ja, daar's kerke in die nominasies en ouens wat sê, ons gaan deur die groot verdrukking. As jy wil gaan, be my guest, soos die Engelsman sê. Moenie verwag, ek moet saam met jou gaan nie. Weet jy hoekom? Want Javashua het vir my die totale prys betaal. En vir u weer, Javis is die totale prys betaal. Jy het nie nodig om sy werk te probeer doen nie. Eindelik wat die ou sê, wat sê hy moet deur die groot verdrukking gaan, hy sê Javashua het nie werklik die totale werk klaar gemaak. Hy sal 'n beter, ek wil dit maar in Afrikaans sê, hy sal 'n beter job doen. Kan nie. Tydelike, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef.
onder allerhande beproewinge. Jy moet net seker maak as jy jou skoonmaak omkuier, dat jy alright. Grappie hoor. Allerhande beproewinge. Sodat die beproefdheid van julle geloof, so wat gebeur, wanneer ons deur hierdie toetse gaan, die stampe en die stote, dan word ons geloof beproef. Niks kan bestaan en goeie kwaliteit bereik as dit nie eers getoets is nie. Enige ding wat gemaak word, gaan deur 'n toetsproses. En so word ons as bruid van Jahvashua deur 'n toetsproses gesit van tyd tot tyd. Want ek kan kyk of ek op my eie 2 voetjies kan staan, hè. Die laat ons nie sê ons het nie Jahvashua en die Ruach HaKodesh nodig nie. Maar daar kom 'n tyd waar ons kan nie altyd babietjies bly nie. Ons moet begin ruggraat kry en begin regop staan. So die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan. Wat vergaan? My geloof, nee, die kosbare goud, dit vergaan. Maar deur vuur gelouter word, ons standaard van heiligmaking, word deur die vuur beproef. En in hierdie tyd waarin ons lewe, in die tyd van die internet leuns en die groot leuns wat rondgaan, is dit so belangrik, dat ons geloof beproef en getoets moet word. Ek is besig met die voorbereiding van 'n nuwe reeks, ek gaan dit hierso noem, want ek wil u vra om te gaan kyk. Dit gaan rondom die Pasjag of die Pascha wat so pas verby is. Dis die Easter weekend, Paasnaweek, wat wil jy dit noem? Op watter dag is Jahvashua gekruisig? Dit gaan oor dit. Dit gaan oor die maand Abib, dit gaan oor die maand Nisan. En dan kom die ouens, die internet, en die internet sê dat die maand Nisan moet eintlik in die plek van die maand Abib, wat Oktober maand is in ons tydperk, moet eintlik in Nisan wees, die tyd van die 4de maand, wat April is, want dis die tyd van die koring. Nou ek wil u moet gaan kyk, jy moet gaan kyk na die naam Abib, wat in die moderne Hebreëus Tishri is, wat in ons tyd dan Oktober is. Gaan kyk daarna, dis die begin van die herfs. En hulle sê daar moet koring gewees het vir die ouens om te eet. Gaan kyk daarna, ek is besig met 'n hele reeks oor dit. Maar is een van die grootste leuns wat die internet weer mee gekom het. So dis op pad, as Jaffa lewe in Sondagspark, daar verskriklik baie van die werk klaar gedoen. Maar ek wil vir u vra, as jy tyd het en jy wil iets doen, gaan kyk op die internet na die maand Abib, wat gekoppel word deur die internet aan die tyd van die gerwe, of die tyd van die koring, wat natuurlik Israel sê, hulle moes kos gehad het, toe hulle getrek het in die woestyn, en goed, so ek noem dit net nie, so ons geloof word getoets. Wat is dit? Dis hoekom ek hierdie reeks doen. Dit wat ons spreek en leer, word getoets deur die internet. Nou kan ek dit mos nie los nie, want daar's ander onskuldige mense wat nie weet wat ek weet nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar die verskil is, ek kom 59 jaar met eskatologie, navorsing en studies. Die ander mense nie, van hulle is maar eergister tot bekering gekom. Inteendeel, die vraag het na my toe gekom deur my kleinseun, want hy is besig om homself te bekwam in die bonatuurlike woord. Daarmee, en hy het gesê, oupa, wat van hierdie koring wat hulle moes saamgevat het, vir die tyd wat hulle sou trek. Ek wil net jy moet dink, ek wil net sit vir jy in hakies gee, dink daaraan, hulle was omtrent 1 miljoen, wat uitgetrek het uit Egipte, wat natuurlik Israeliete was. Hoeveel sakke koring moes hulle saamgevat het vir 1 jaar? Moet nou nie eers praat van 40 jaar nie. Hoe sê jou broer Joe? Hy sê, prof, hulle sal moet waans gehad het. Hy sê, en hoekom daai waans met al daai tonne koring deur die sand? Hulle het nie op teerpaaie gery nie. Dink aan die goed, ek gee dit vir julle, dis interessant. Is nie om die idee mekaar te maak, inteendeel gaan ek jy help. Ek wil jy moet so 'n bietjie
sien wat is daar, wat die ouens vang op die oomblik. Die Bybel sê die Satan loop rond soos 'n briesende leeu en soek hom verslind, maar sy tande is getrek en hy is nie 'n briesende leeu nie, en dan kom hy met al hierdie rubbish om mense van die pad af te haal. Hy sê sodat die beproewing van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring, die wederkoms van Jahweh. Halleluja, genoem ook die Parousia. Hy gaan homself openbaar by die wederkoms. Vers 8, vir wie julle naamlik sy bruid, al het julle hom Jahweh nie gesien nie, tog lief het. Ek praat altyd oor dit. Dis 'n geloofsaak. Ons het dit nie gesien nie, maar ons leef daarin asof ons dit gister gesien het. In wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Halleluja, prys die naam van Jahweh. Ons lewe in die woord, ons funksioneer in die Ruach HaKodesh, die salwing wat die juke breek, sê die woord. Ons het hom nie gesien nie, maar ons gaan hom sien. Ons gaan hom sien. Die woord sê, ons ken ten dele, en ons leer ten dele, maar eendag gaan ons hom sien, van oog tot oog, soos wat hy is. Is dit nie wonderlik nie? Maar vandag is dit 'n geloofsaak om vas te staan in die woord. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Loof sy naam. Hy sê vers 9, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. As ons vas kan staan en die toetse weerstaan waardeur die Satan ons bring en ons toets probeer jou afbreek, op watter manier ook al, as ons as Jahwiste kan vasstaan, dan sê hy, sal ons die saligheid verkry. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, dis soos 'n resies, onthou het ek al hoeveel keer gesê, Apostel Paulus praat van die resies van die lewe, die saligheid. Ons moet hierdie, dis nie hy wat begin nie, dis hy wat voleindig, hy wat klaarmaak, dis om aan te hou en te aanhou. Vers 10, hy sê 1 Petrus 1 vers 10, aangaande hierdie saligheid, aangaande hierdie boodskap, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Die profete het geprofeteer oor die Messias wat gebore sou kom word. Die Jahweh wat sou kom vir sy volk. Hy sou nie vir die heidene gekom het nie. Hy het vir sy volk gekom, Israel, sê die woord. Eers na 2 jaar se bediening aan Israel, maak Jahweh die Israeliete se oë toe en hulle ore toe, en dan word die boodskap geskuif na die heidene toe, na die Samaritane toe. En dis hoekom ons vandag, 2020 jaar later, nog steeds is die Ruach besig en Vader Jahweh, deur die genadebloed van Jahweh, is nog steeds besig om die heidene in te bring. Ons is die 10 noordelike verlore stamme van Israel. Dis nie die Israel-visie ouens nie. Nie hulle nie. Dis die ander reeks waarmee ek besig is. Nou wil ek dit sommer noem. Japie van Sail, die Israel-visie, die boerseun van Magdol. Se leuns oor die boek Henog. Ja, dit laat 'n mens wonder. Hoe kan iemand soveel ander onskuldige mense sulke snert kan laat glo? Dit kom. Hier's 3-4 van die reekse waarmee ons besig is, wat op die punt is om klaar te maak, en ek is reeds besig met die volgendes. Hy sê vers 11, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Jahweh, kyk hy gees in jou 33 Bybel, hoofletter G, die gees van Jahweh wat in hulle was die gees van Jahweh. Dis die Ruach HaKodesh. Want hy sê, dis vir my voordelig dat ek na my Vader gaan. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings, nie so was ek vir julle gesê. En as ek gegaan het, dan stuur ek vir julle 'n ander trooster, naamlik
die Ruach HaKodesh, die gees van Jahvashua. Hy gaan dit stuur. En dit sal ons leer en lei in alle reg en waarheid. Daar staan dit. En dit het nagespeur op watter hoedanige tyd die gees van Jahvashua, wat in hulle was, gewys het, toe hy, die profeet Jesaja, vooruit getuig het, volgens Jesaja 53 vers 1 tot 8, van die lyde wat oor Jahvashua sal kom, en die heerlikheid daarna. Jesaja 53 sê, hy was mishandel, hy was stom soos 'n lam voor sy skeerders, hy het sy mond nie oopgemaak, hy is geslaan met die vuis, hy is gespoeg, hy het 'n doringkroon gekry, sy lyde, gaan lees Jesaja 53 vers 1 tot 8, en sy lyding is dit wat vir ons vandag as Jahviste die heerlikheid gebring het, die spykers in sy hande, die spies in sy sy na hy dood is, waar water en bloed uitgeloop het. Halleluja, wat 'n voorreg, dat ons vandag as bruid van Jahvashua universeel, nie in die donker rondgryp en tas en hier dinge, ons is in die woord. Ons lewe en verstaan en funksioneer in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Halleluja, hoe wonderlik is dit. Vers 12, aan hulle, naamlik die profete, is geopenbaar dat hulle nie vir hulself nie, maar vir ons, die apostels van Jahvashua, die dinge bedien het wat julle, dis die bruid, nou aangaande is deur die, naamlik die apostels, wie die bo-natuurlike evangelie aan julle as die heidene verkondig het in die Ruach HaKodesh, wat van die hemele gestuur is, dinge waarin die engele berig of bekend is om in te sien. Wat ervaar ek en u vandag deur die Ruach HaKodesh? Die dinge wat die engele in die hemel gewoond is om te sien, daar staan dit. So wat gebeur? Wanneer ons bruid word, wanneer ons Jahviste word, dan beweeg ons in 'n ander dimensie, ons beweeg op 'n ander vlak. En dis hoekom ons hier op 'n Vrydag aand met 'n brandewyn en 'n Coke by 'n braaivleisvuur kan staan nie. Ons kan nie. Verstaan u? En dan vir die mense wil vra, wat is jou God se naam? Kom ek gaan vir julle verduidelik. Jy kan nie. Weet jy wat? Die oomblik as met 'n brandewyn en 'n boereworsrol staan, dan het ek nie meer die label. Ek hou van 'n boereworsrol, maar nie brandewyn en Coke nie. As ek die brandewyn en Coke in my hand mee staan, dan het ek nie meer die etiket, die label wat sê Jahvis nie. Dit sê ek is maar sommer net deel van julle. So ons deur die geloof staan in die dinge waarin die woord sê dat die profete kom leer het aangaande Jahvashua wat sou kom. Ons is so dankbaar, hy het nie nodig om vir ons te kom nie. En nou is hierdie ouens besig met 'n derde tempel teologie en al die goed. Om wat te doen? Om weer alles te wil terugsit in die manier wat dit in die Ou Testament was. Jy kan nie. Ons lewe nie in die verlede nie. Ons lewe in die hede. Was dit nie my oujaarsdag nagboodskap nie? Ons neig nie na wat agter is nie, ons trek na wat voor is. Halleluja. Baie is geroep voor die grondlegging van die aarde. Matteus 20 vers 16. So sal die wie laaste is, eerste wees. Waarom? Want ons uitverkiesing is in Jahvashua deur wedergeboorte herstel. Hoekom sê Jahvashua vir Nikodemus, toe hy vra, wat moet hy doen om gered te word? Hoekom sê Jahvashua vir hom, jy moet weer gebore word uit water en die Ruach HaKodesh? Want deur bekering en wedergeboorte word my naam wat voor die grondlegging van die aarde af bestem was tot die ewige lewe. Die woord sê so. Wat ek self, toe ek opgegroei het, deur sonde kom vernietig het, weer herstel wanneer ek tot bekering kom en in die naam van Jahvashua geonderdompel word. Dan herstel Vader Jahwe my uitverkiesing in wedergeboorte.
En dan moet ek in heiligmaking lewe die res van my lewe, want ek kan nie in die boek van die lewe wees, uit die boek van die lewe in. Nee. Ek moet verseker wees, my naam is herstel deur wedergeboorte. Ons het juis die 22ste Mei 2026 nou, het ons onderdompelingsdiens in Pretoria, Montana. Sou jy belangstel, dis 3:00 die middag, moet jy my kontak, die boos al die kontak besonderhede, dan gaan ek vir die inligting gee. As jy selfs net wil kom om 'n toeskouer te wees, is jy baie welkom. Hy sê, Matteus 20:16, so sal die wie laaste eerste wees. Waarom? Want ons uitverkiesing is in Jahshua deur wedergeboorte herstel. En die wie laaste en die wie eerste is laaste. Waarom? Omdat hulle uitverkiesing deur sonde verloor het en dit nooit in Jahshua se genadebloed herstel het nie. Want baie, naamlik, hy sê, want baie is geroep voor die grondlegging van die aarde, maar min is uitverkies. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou, hoekom is min uitverkies? Het is die ouens wat hulle uitverkiesing bemors het, verloor het, toe hulle opgegroei het en verkies het om in sonde te lewe. Ons as Jahwiste het ons uitverkiesing deur Jahshua se genadebloed herstel. Hierdie is 'n bonatuurlike openbaring wat Jahwe, die Almagtige, aan my Prof Hannes baie lank terug net geopenbaar het. Hoe die uitverkiesing herstel word deur die genadebloed van Jahshua. Dit was die doel van sy koms. Dis kom dit sê, baie is geroep, min is uitverkies. Kan my uitverkiesing weer besmet word nadat ek my uitverkiesing herstel is? Natuurlik. Hoe word my naam nou weer uit die genadeboek verwyder? Net ek kan dit verwyder. Deur weer na die varkhokke van die lewe, dis die sonde, terugkeer. Die Bybel verklaar, dis soos 'n hond wat na sy eie braaksel terugkeer en weer daaraan vreet. So wat gebeur? Ek kan my naam uit die boek van die ewige lewe uithaal. Wel, dit het gebeur deur sonde en ongeregtigheid te doen. Dan wanneer ek tot wedergeboorte kom, bekering en wedergeboorte, dan's ek veronderstel om in heiligmaking, die pad van heiligmaking te stap, elke dag. Nougeset te wandel in die genade van Jahshua deur die Heilige Gees. Maar in my lewensproses is dit maklik. Die Bybel sê, pas op dat jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lankal terug al geval het nie. Hoe maklik is dit? Wat beteken dit? Dit is wanneer mense met sonde speel, soos wat Samson met sonde gespeel het, en hy verloor die Jahwis, of hy of sy wie bereid is, verloor hulle uitverkiesing, omdat hulle met sonde gespeel het. Die groot vraag is nou, met al hierdie voorafgaande bonatuurlike geopenbaarde inligting, is ons as Jahwiste veronderstel om enige Joodse feeste en wette en die besnydenis en die sabbate en al die goed te onderhou? Wat sê u? Is ons veronderstel om deel van 'n messiaanse groep te word? Deel van die Hebrew Roots Movement? Deel van die Israel Visie teologie? Is ons veronderstel om soos die ortodokse Israeliete terug te keer na die wette en die besnydenis en die sabbate en goed? Nee. Ons het ervaar hoe die woord sê, dat Jahshua deur sy genadebloed het ons totaal vrygemaak. Hy het ons totaal vrygesit.
Hy sê, want ons word gered deur die bonatuurlike genadebloed. Nie die rituele nie, van Jafashua, en nie die bloed van lammertjies en duwe en bokkies nie, of selfs die as van 'n rooi haverkoei nie. Jafashua se genadebloed is vir my en u genoeg. Halleluja. Halleluja. Dankie Vader vir die genadebloed van u seun Jafashua. Dit reinig en heilig ons van al ons sonde. Ons het nie 'n koei nodig om te brand nie, om die as te gebruik vir ons sonde se goed nie. Nee. Hulle die koning van die konings het hulle aan 'n houtkruis vasgeslaan. En die Bybel sê hy het sonde geword. Dis Jafashua. Hy het nie sonde geken of sonde gehad nie. Hy het sonde geword, sodat ons die geregtigheid van Jafashua, van Jaffa die Vader, kon word, deur sy genadebloed. Het jy gehoor? Hy het sonde kom word. Hoe? Deurdat hy aan 'n houtkruis vasgeslaan word. Dat ons as bruid en Jafiste die geregtigheid van Vader Jaffa kon word. Ons wat geen volk was nie, ons wie heidene was, word vandag mede erfgename genoem van dit wat Jafashua ontvang het. 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Sonder dat ek besny is aan my vooruit, sonder dat ek deel van die 613 wette moet aanhou, die Sabbat en die feeste, die Pasjag en al die goed. Hy het ons kom vrymaak, want hy sê daarso in Hebreërs 7 vers 18, dat hy die Ou Testament tot niet gemaak. Praat van die 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Alles. Dit help nie ek, in plain Afrikaans, ek pick and choose so hier en daar, wat vir my lekker is nie. Dis juist daai lekker wat jou eendag uit die hemel gaan uithou. Want die Bybel sê, as ek nog onder die wette wil staan, as ek my nog wil laat besny, hy sê dan het hy sê so, hy sê, as julle nog wil laat besny, Galasië 5 vers 1 tot 20, gaan lees dit, as julle nog wil laat besny, dan het julle van die genade van Jafashua verval, dan lewe julle nog in julle sonde. So wat beteken die besnydenis? Besnydenis kon nie red nie. Dit het selfs die vroue weghou van die genade van Vader Jaffa. Want hulle kon nie besny word aan hulle geslagsdele nie. Maar Galasië 3, 26, 29 sê, ons, wie ons in Jafashua se naam laat onderdompel het ons met Jafashua beklee. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar ons almal is een, en volgens die belofte van Abraham, erfgename. Ek dink julle dames, julle vrouens is so opgewonde, elke keer wanneer julle hoor, ek verwys na Galate 3, vers 26, 29, want dan besef julle meer, dat julle die volste reg op elke belofte in die woord, wat die mans opgestaan het julle die volste reg. Want die goed wat net vir die mans beskore was, die besnydenis en die voordele daarvan, van die verbond, is tot niet gemaak weens die swakheid en nutteloosheid, Hebreërs 7, 18. Ons lewe in genade, die woord sê ek het nie behaag, dat julle aan julle vlees besnyding word, maar aan julle sielsdimensies. En op die manier word die dames deel van die bruid van Jafashua. En soos ek al voorheen gesê, wie was die eerste boodskapper? Nadat Jafashua uit die doodryk het opgestaan het? Maria Magdalena. Verstaan? Ekskuus, nou sê ek Maria Magdalena. Miriam Magdalena, want Maria is die Griekse naam. Die Hebreëse naam is Miriam. Die engel sê vir haar, gaan sê vir die disippels, Jafashua het opgestaan. Gaan sê vir hulle. Wat beteken dit? Die engel stuur haar. Gaan verkondig die boodskap van die blye tyding. Dat hy het opgestaan op die Sabbat.
Die gewone weeklike Sabbat, die Saterdag, het hy opgestaan. Want die woord sê, vroeg in die môre op die eerste dag. Die eerste dag is Sondag vir die Hebreërs, vir die Jode. Nie Maandag nie. Maandag is 'n Romeinse en 'n Griekse Sondag, eerste dag van die week. Maar hy sê, gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan. Gaan sê vir hulle, ek lewe. So julle dames het die volste reg. As julle wedergebore is, deur die bad van wedergeboorte in die naam van Jahweh tot vergifnis van julle sonde, het julle die volste reg om die woord te preek soos enige man. En daarom het ek ook 'n hele paar vroue pastore wie deur die Bybelskool gekom het en gegradeer het en wat die evangelie kan bedien so goed soos enige man daar buite kan. Kom ons staan vas en ons verkondig die evangelie, ons versprei die video's, ons praat oor die evangelie, kom ons wees lewende Jahwiste, mans en vrouens in die koninkryk van Jahwe. Tot volgende keer, Maranatha, Jahweh kom weer, halleluja.